Dit is kosbaar om vanoggend so saam te wees en hierdie Sondag met mekaar te kan deel. Kom ons groet mekaar gou soos ons gewoonte is. As jy iemand naby jou nog nie gegroet het nie. Hier is heelwat besoekers vanoggend vir die dope wat ons gaan hê. So kom ons laat almal welkom voel. Dit is lekker om julle almal hier saam met ons te hê. Ons elkeen wat hier sit, weet dan vanoggend dat ons eie doop iets besonders is en daarom wil ek jou nooi om 'n oomblik van stil gebed te neem voor die Here. En regtig, dit wat vir jou vanoggend kosbaar is, wat vir jou belangrik is, dit wat vir jou goed is daarvan om te weet, dat die Here hom aan jou vasgebind het, dat hy jou eerste gekies het, dat jy in hierdie beloftes kan leef. Neem dit wat in jou hart is en bring dit voor die Here en kom sê vanoggend vir hom hoekom dit vir jou kosbaar is. Here, as ons so voor U kom staan in ons menslikheid en ons weet, Here, dat ons nie kon verdien om U groot liefde te ontvang nie. Dan is dit juist vanoggend vir ons kosbaar om te weet, Here, dat U die eerste tree gegee het, dat U die inisiatief geneem het om ons U kinders te maak. En dankie dat ons daarom uit vrymoedigheid kan kom, al skiet ons tekort. Dat ons kan in U teenwoordigheid kan kom intree. En net kan kom sit by U voete en kan kom ervaar, Here, hoe U ons kom bedien met U liefde, met U genade, met U troos en U vergifnis, Here. Deur U Gees wat in ons lewens werk. Ons eer U as die enigste en ware God, as die skepper van hemel en aarde, maar ook as Elrohi, die een wat ons sien, die een wat naby kom, die een wat saam met ons stap. Dankie, Here, dat ons U op hierdie manier kan ken. Dankie dat U nie 'n ver God is, 'n afgesonderde God is nie, Here, maar dat U Immanuel is. God met ons. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van God ons Vader. Hy wat jou sien, hy wat jou ken. Hy wat jou op jou naam geroep het om sy kind te wees. En ek groet julle in die naam van Jesus Christus ons Here. Hy wat eerste deur die dood gegaan het en die dood oorwin het, sodat ons uiteindelik kan lewe in Christus. En ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, hy wat in ons leef elke dag en op weg met ons gaan, sodat ons kan weet dat ons kinders van God is. Amen. Here, dit is 'n wonderlike voorreg om vanoggend saam met hierdie gesinne te kon deel in hierdie oomblik, waar U liefde en U genade kom bewys aan jong kinders wat nog niks kon doen om U te beïndruk, om hulle beste voetjie te probeer voorsit in die hoop dat dit goed genoeg sal wees nie. Maar dat U juis voor ons dit kan begin doen, vir ons kom sê, ons is goed genoeg, en dat U ons lief het. En Here, mag ons vanoggend, as ons saam na U woord gaan luister,
beleefhede wat in ons eie harte kom vestig. Dat ons sal luister na u stem vanoggend, Heilige Gees. Dat ons sal verstaan, Here, wat u vir ons vandag wil kom leer, oor die verbond wat u met ons elkeen gesluit het. Al is dit vir party van ons 10, 30, 50 jaar terug gewees, Here, dat ons vanoggend net weer opnuut kan kom ontdek en onthou wat dit is wat u vir ons kom doen het. Amen. Ons gaan vandag saam lees in Psalm 78, as jy daarin wil blaai in jou Bybel. Psalm 78, bladsy 620 in my Bybel. So as ons Psalm 78 ken, dan weet jy dit is so 'n bietjie 'n geskiedenespsalm. En ek het nou nogals gedink oor die nostalgie daarvan van terugdink, nê, van terug onthou. En gedink oor as mens nou sit en kuier saam met familie en vriende en al die stories wat uitkom gewoonlik om te sê, maar onthou jy daai vakansie of onthou jy daai Kersfees, onthou jy toe dit gebeur het, toe soontoe gery het en die kar het gebreek en soveel lekkerte daarvan om te kan terugdink en te kan dink oor dinge wat ons saam gedeel het en dit wat goed was. En die psalmdigter Asaf, hy doen eintlik dieselfde met die volk. En vanoggend wil ek dan vir jou nooi, ons het nou so 'n bietjie aan die begin van die diens ook gedink oor ons eie geloofsreis, ons eie doop. En vir baie van ons, as jy oor jou eie doop moet dink, dan gaan jy nie dit kan onthou nie. Maar jy gaan dit onthou aan die hand dalk van die stories wat vir jou vertel is, die foto's wat jy gesien het, dalk video wat daar was. Ons familie het 'n paar interessante doop stories van doopkoeke waarin getrap word en goed op pad kerk toe. So het ons allerhande herinneringe rondom dit. Maar die herinneringe stop nie net by die doopdag nie. Die herinneringe gaan dan aan om te onthou van kinderkerk of sondagskool, van huisgodsdiens, in die aande, se saam lees, se saam gesels, CSV byeenkomste, my eie Bybelstudie later. So as ek terugdink, dan is daar 'n klomp dinge wat gebeur het tot hier. Dinge wat my geloof gevorm het, wat my verhouding met die Here gebou het. Daar is dalk ook dinge wat ek nie wil onthou nie. Tye wat ek dalk afgedwaal het, tye wat my geloof vervlou het, tye wat ek foute gemaak het, wat ek dalk dinge gedoen het, wat ek besef het, maar hierdie goed, my weggehou van die Here af, het my weggetrek van daai verbondsbeloftes af. So ons onthou oor ons geloofsreis. Herinner ons aan die goeie en die mooi dinge, dit wat ons gebou en gevorm het, maar dit help ons, of dit herinner ons ook aan dit wat nie altyd so reg en goed was nie. En dis presies wat Asaf vir die volk kom doen in Psalm 78, om vir hulle te herinner, wat is die verbond, wat is dit wat God kom doen het, maar ook so 'n bietjie terugkyk en sê, maar wat het daar gebeur en hoe het daardie pad gelyk? So ons gaan saam lees van vers 1 af tot by vers 13 en dan nog so 'n klein stukkie daarna. Dit sê, luister na wat ek jou leer, my volk. Luister aandagtig na wat ek sê. Ek gaan 'n gedig voordra. Ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel se onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet en die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. So sal hulle dan op God vertrou en nie vergeet wat hy gedoen het nie.
maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het, en nie wees soos die vaders nie. Die was 'n opstandige en ongehoorsame volk, 'n onbestendige geslag, wat nie aan God getrou was nie. Die Efraimiete was goed gewapen en bedrewe met die boog, maar toe die geveg begin het hulle gevlug. Hulle het die verbond met God nie gehou nie, en geweier om te lewe soos hy hulle geleer het. Hulle het vergeet van sy werke, van die wonderdade, wat hy hulle laat sien het. Voor die oë van hulle voorvaders het hy wonders gedoen, in Egipte in die veld by Soan. Hy het die see oopgekloof en hulle laat deurtrek. Hy het die water laat opdam en dit soos 'n muur gestaan. En dan gaan ons van vers 18 af. Hulle het God getart toe hulle kos gevra het na eie smaak en God uitgedaag het. Kan God hier in die woestyn kos gee? Hy het wel teen 'n rots laat slaan en die waters het gevloei, spruite het gestroom, maar sou hy ook brood kon gee en vleis aan sy volk kon voorsit? Toe die Here dit hoor, het hy kwaad geword. Hy het vuur teen Jakob laat ontbrand, teen Israel sy toren laat woed, omdat hulle nie op God vertrou het en op sy hulp staat gemaak het nie. Net tot sover gaan ons saam lees, maar die Psalm gaan nog baie lank aan, 72 versies, wat deur hierdie geskiedenis van Israel loop. En keer op keer wys, wat het God gedoen, wat het hy vir hulle in plek gesit, hoe het hy hulle gehelp, hoe het hy vir hulle voorsien, en dan keer op keer, maar hulle het nie geluister nie, hulle het nie aggeslaan op nie, hulle was ongehoorsaam geweest, hulle het nie die eis van die verbondsooreenkoms nagekom nie. So hierdie Psalm is 'n wysheidspsalm wat die geskiedenis gebruik om die waarheid van die verbond oor te dra. Hy gebruik die geskiedenis om vir die volk waar hulle nou is, die wat daar by hom bymekaar is, vir hulle te wys, maar kom ons leer uit die geskiedenis uit. Kom ons gaan kyk bietjie, hoe het dit gewerk, wat het gebeur, wat het God gedoen? En hoe het die volk elke keer reageer? So dit is 'n Psalm wat hulle moet help om te ontdek, maar wat is in my eie lewe besig? En wat moet ek nou oplet as ek gaan kyk na die geskiedenis? Wat se waarskuwings is daar vir my? Waarna moet ek oplet? Wat moet ek verander? Want keer op keer was dit dieselfde probleem. Keer op keer het God voorsien, het God sy kant gebring en het hulle hom getart. Het was hulle ongehoorsaam, het hulle op ander plekke gaan hulp soek as daar 'n geveg was en elke keer het hulle die moeilikheid gebring. So hierdie Psalm is spesifiek gebruik by die fees van die verbond, van die herinnering van die verbond, en ons het nou die voorreg dat ons kan lees, en ons het elkeen meer as een Bybel in ons huis. Ons moet onthou vir die volk in daardie tyd, was die meeste mense ongeletterd gewees, en deur gedigte en deur stories en deur liedere het hulle geleer. Nee, ons kan self gaan lees wat het gebeur, en ons het nou al die volkprentjie, wat ons het weet ook van Christus wat intussen gekom het, maar vir die volk is dit hoe hulle die geskiedenis leer ken het, en ontdek het hoe het God gewerk, hoe was God werksaam tussen die mense. So Asaf gebruik hierdie gedig om by hierdie fees hulle te sê, goed, maar God het 'n verbond gesluit, en daar was 'n eis wat saam met die verbond gekom het, maar kom ons gaan kyk wat het die volk in die geskiedenis gedoen, om vir hulle dan te wys, maar goed, dit moet nou anders wees. Wat gaan julle kies? Wat gaan julle maak met dit wat julle hoor vandag? Dis die fees van die verbond, ons gedenk dat God hom aan ons kom vasbind het, dat hy gekies het om ons God te wees, en gaan ons maak soos wat ons voorvaders gemaak het, of gaan dit hier stop? Gaan dit hier anders begin lyk? En gaan ons anders begin doen? Hy sê vir hulle, kom leer, kom hoor wat ek vir julle wil sê, kom luister mooi, want ek gaan vir julle geheimenisse oopbreek.
So die geheimenisse is nie al die verhale noodwendig van wat het gebeur nie. Die geheimenisse wat hy oopbreek vir die volk, as hy met hulle oor die verbond kom praat, en die waarde daarvan, is wie is God? Wie is hy in hulle lewe? Hoe werk hy in mense se lewens? Hoekom het hy hom kom verbind aan hulle? Wat het hy gedoen deur die geskiedenis om homself te bewys? So die geheimenis is iets daarvan om te sê, maar God wat vir ons dalk soos 'n misterie voel, kom ek leer vir julle, kom ek breek dit vir julle oop om te ontdek wie hy is, en hoe hy in julle lewe wil werk, en wat hy vir julle wil kom doen, en hoe hy werksaam is. En dan die belangrike ding, dat hy soveel klem lê op die geslagte wat daarin ingesluit word. Ons weet, Genesis 17, as God die verbond met Abraham sluit, en die besnydenis as teken gee van die verbond, dan sê hy vir hom, hierdie is 'n blywende verbond. Dit gaan vas staan, wat beteken elke nuwe geslag is reeds ingesluit by hierdie verbond. En daarom is elke seentjie wat daarna gebore is op 8 dae besny, vroeg reeds in hulle lewe is hulle ingesluit. Het hulle die teken ontvang om vir hulle te sê, julle is deel hiervan. Jy word nie uitgesluit nie. En daarom het die klem wat Asaf lê, hy sê dit wat ons by ons voorouers geleer het, sal ons vir ons kinders leer, sodat hulle kinders vir hulle kinders kan leer, en die wat nog gebore moet word ook kan weet. Dit is 'n sterk klem, en is 'n teks wat ons by die doop baie klem op lê, om te sê daai belangrikheid, dat hierdie waarheid oorgedra moet word, die verantwoordelikheid van ouers en grootouers en 'n geloofsgemeenskap, om vir kinders te leer, wat het hier gebeur tussen jou en God, wat het God kom doen hier vir jou, en daarom het die belangrikheid van deur die geslagte heen. Dan sê hy, wat moet hulle geleer word? Wat is dit wat oorgedra moet word van geslag tot geslag? En dan sê hy, hulle moet leer van die roemryke dade, die wonderdade wat God gedoen het. En dit is so belangrik vir ons, want ons moet dit ook onthou. Dis nie net iets wat ek vir die kinders moet leer nie, maar ek moet dit onthou. Ek moet kan terugkyk. Ek moet nou kyk na die woord, en waar dit in die woord is, en hoe God homself in die woord openbaar aan ons, maar in my eie lewe, in my ouers se lewe, dat ek terugkyk en die stories onthou, die geloofsverhale onthou, van God se getrouheid, God se besig wees, God se teenwoordig wees in my lewe. Want daai onthou, is wat my geloof nou dra en bou. Daai onthou en terugkyk en sê, elke keer was hy getrou, elke keer was hy daar, elke keer het hy opgedaag, elke keer het hy my hand vasgehou en my gehelp. Wat beteken, waar ook al ek nou is, weet ek die verbond staan steeds vas. Weet ek, dit is nog steeds die waarheid van my lewe. En wanneer my kinders of my kleinkinders deur 'n moeilike tyd gaan en ek vir hulle kan sê, maar jy is gedoop, wat beteken dit vir jou? God het hom aan jou vasgemaak. En hierdie krisis wat jy nou beleef, hoe groot of klein, beteken nie dat God weg is nie. Maar die belofte is, God hou jou steeds vas. Te midde van hierdie swaar, as jy in sy hande, en beskerm hy jou, en dra hy jou, en gaan hy saam met jou. Want, toe mama dit, toe ouma dat, het God opgedaag, was hy daar, en daarom kan ek vir jou sê, dit sal so wees. Wat moet ons leer, wat moet ons kinders leer, is wat die roemryke dade van God. Hoekom? Hoekom is dit belangrik? Die Bybel sê, sodat hulle God kan leer vertrou. Hoe leer ek iemand vertrou? Ek leer iemand vertrou wanneer ek hom of haar ken. Wanneer ek tyd spandeer en begin sien wie hulle is en hoe hulle is, en ek kan sien die dinge wat ek deel is veilig by hulle, dit word nie weer oorgedra nie, hulle beskerm my emosies is veilig by hulle, dan begin ek iemand al meer en meer vertrou. So as ons kinders
of onsself nie tyd spandeer om hierdie waarhede van God te ontdek nie, kan ek hom nie vertrou nie. Dan is die vertroue so oppervlakkig. Sodra daar 'n krisis is, dan val my wêreld uitmekaar uit en is al geen vertroue nie en dan dink ek maar dit is God se skuld. Maar as ek in die woord en in my eie ervaring van God gefestig is in die waarheid van wie hy is, dan kan ek hom vertrou in alles, in elke omstandigheid. En daarom is die onthou belangrik. Dis die twee goed wat die teks sê, sodat hulle kan onthou wie hy is en wat hy gedoen het, en sodat hulle hom kan vertrou. Die onthou gebeur wanneer ek oor en oor dit hoor, wanneer ek oor en oor met dit besig is, en daagliks daaraan herinner word. En hoe meer ek onthou, hoe groter is die vertroue. En dan die waarskuwing te sê, maar as dit in plek is, dan sal hulle nie word soos die voorvaders nie, dan sal hulle nie opstandig en ongehoorsaam wees, soos die voorvaders nie. En dis 'n groot waarskuwing vir elkeen van ons. Nie net vir die kinders wat nou gedoop is nie, maar vir my en jou. Om te sê, maar ek wil nie daar gaan nie. Ek wil nie op 'n plek wees waar ek soos die volk van God kort my eie planne maak, vergeet wie hy is, hom een kant toe stoot, hom uittart met die manier waarop ek met hom praat en die goed wat ek vir hom sê nie. Dis 'n ernstige waarskuwing. Hoe stap ek saam met hierdie God wat vir my alles gee, wat hom aan my vasgebind het, wat voorsien in alles? Hoe stap ek saam met hom? In vertroue, omdat ek gefokus is op dit wat gebeur het, wie hy is, dit wat ek geleer het uit die verlede uit? Of is ek opstandig en ongehoorsaam? Hierdie teksgedeelte is 'n goeie resep om verbondskinders volgens groot te maak, nee. En ek weet hulle sê daar's nie resepteboeke of handleidings vir kinders groot maak nie. Maar in hierdie gedeelte is daar 'n belangrike waarheid en riglyn wat 'n groot verskil wel maak. Die navorsing wys dat waar kinders 'n sterk geloofsidentiteit het, wat beteken hulle is gefestig in die waarheid van wie hulle is in God, hulle is gefestig in hulle verhouding met die Here, hulle weet wie hulle is, hulle verstaan die verlossing, hulle verstaan dat God vir hulle 'n nuwe identiteit gee en dat die wêreld se opinie nie die laaste sê is in hulle lewe nie. Kinders wie se ouers saam met hulle Bybel lees. Kinders wat hulle ouers sien Bybel lees, hulle eie Bybelstudie hou. Kinders saam met wie daar gebid word in die huis. Kinders wie se ouers hulle geloofstorie deel. Kinders waar geloofsgesprekke gevoer word, waar die praktyk van ons geloof in ons daaglikse lewe ingetrek word. Kinders wat saam met hulle ouers kerk toe gaan. Kinders wat saam met hulle ouers dienswerk doen in die gemeenskap. Hierdie teksgedeelte sê presies dit. En sê ons moet vir die volgende geslag sê, wat het God reeds gedoen? En daagliks met dit besig wees, daagliks vir hulle verduidelik, hoe is hierdie God en sy verbond in ons lewe 'n werklikheid? Hoe speel dit uit in ons lewe? Wie is hy? Hoe werk hy met ons? Hy is getrou, hy is regverdig, hy is teenwoordig. Hierdie gedeelte help ons om te verstaan dat daar is beter maniere om ons kinders te help in hierdie lewe. So wat leer die verbondsdoop ons? Nou hierdie teksgedeelte sê God het 'n verbond gemaak met sy volk. In die Nuwe Testament in Christus word dit die doop. En wat beteken hierdie doop? Wat leer ons in die verbondsdoop?
En dit is dat God wil met ons op reis bly gaan. As ons hierdie hele Psalm sou lees, en ons ken hierdie geskiedenis, nee, ons ken die geskiedenis deur die Ou Testament, deur die Nuwe Testament, van 'n volk wat kort hulle rug op God gedraai het. En as mens dink aan Hosea, waar hy sê, ek is nou klaar. Ek sien nie meer kans nie, ek het nou alles probeer, ek het alles gedoen, ek het gepleit en gevra en gewat alles, ek gee nou op. En dan in hoofstuk 11 as hy sê, maar ek kan nie, hoe kan ek jou laat vaar? Ek het jou nou van kleins af groot gemaak, my liefde vir jou brand te sterk. Ons sien in die verbondsdoop, dat God wil met ons op reis wees, met my en jou, met ons kinders, met ons kleinkinders, met die gemeentekinders, in wie se lewe ek ook 'n verskil kan maak. Hy bly kies om getrou te bly aan sy verbond, en ons aan die hand te vat, en saam met ons te bly stap, ten spyte daarvan, dat ons dikwels, soos die volk, wil wegtrek. Die verbondsdoop help ons om standvastig op God te bly vertrou. Daardie wete dat God hom aan my vasgebind het, dat hy my gemerk het, dra my wanneer dit vir my voel hy's ver. Dra my wanneer dit voel dinge raak te veel. Want ek kan vir myself bly sê, ek is gemerk, ek is gedoop. God gaan my nie los nie, al voel dit vir my dalk so. Hy kan nie teen dit gaan nie, hy kan nie teen sy eie verbond in met my werk nie. En daarom kan ek bly vertrou. Die doop bevestig vir my, God los my nooit. En al is my lewe onstuimig, is hy standvastig en betroubaar. En die derde ding is dat ons nie die groot dade van God aan ons mag vergeet nie. En as ons nou sê groot dade, dan hoef dit nie noodwendig net die groot goed te wees nie. Maar dat ons juis onthou, dat ons juis met moeite terugkyk en doelbewus terugkyk en sê, maar waar oral in my lewe kan ek getuig van God se daar wees, God se goedheid, God se getrouheid. En dit is wat my ook vorentoe neem. Dit is wat my help om hierdie pad saam met God te bly stap, te bly vertrou. Want hy was nog altyd vertrou. En daarom moet ons onthou, daarom moet ons die stories deel, daarom moet ons dit om ons etenstafels deel, daar in die kar oor dit praat, daarom moet ons bly praat, bly deel, sodat ons nie vergeet nie. Hierdie waarheid is vir my as individu, maar dit is ook vir ons as 'n gemeente saam. Asaf is besig om met die gemeente te praat en vir hulle saam te roep en te sê, maar hierdie is vir ons 'n oproep. Vir ons as gemeente saam, daardie verantwoordelikheid wat ons neem vir die gemeente kinders vir mekaar, om die pad saam te stap, om te sê, maar dit gaan nie net oor my nie, maar dit gaan ook oor dit waarin God my innooi en inbring, wanneer ek deur die verbond deel gemaak word van sy gemeente. God werk nie lukraak of doelloos nie, maar met 'n baie spesifieke einde in sig. En dit is belangrik. Ons kan so net deur die handelinge van die lewe gaan, hè. Die Engelse sê die motions, nê. Die lewe is vol en besig en ons gaan net deur hierdie dinge. En dat dit dikwels die ding is wat maak dat ek minder gefokus is, wat ek minder onthou. Maar God se werk in my lewe is nie maar net motions wat hy deurgaan nie. God deur sy gees werk spesifiek en doelgerig in my lewe. En hy help my deur goed op 'n bepaalde manier en hy kom breek waarhede oop en hy kom leer vir my wat ek nodig het. Want hy is met my op weg na die ewige lewe toe, na die tyd wanneer ek saam met hom in ewigheid sal wees. Alles wat hy in my lewe kom doen, waarmee hy my help, wat hy kom vestig, wat hy kom vorm, is met die doel na die einde toe. Is met die doel om te groei in hierdie verhouding, in my heiligheid, in my identiteit van wie hy my gemaak het.
totdat ek uiteindelik by hom sal wees. En daarom is niks wat hy my lewe doen is maar net per ongeluk of toevallig nie, maar alles wat hy doen werk om my te vorm om saam met hom te wees uiteindelik. En daarom is die vraag vanoggend vir my en jou: hoe lyk die weg waarop ons stap op pad daarheen? Hoe lyk die weg waarop ons met ons kinders en ons kleinkinders stap op pad daarheen? Lyk dit soos wat Asaf vir die gemeente sê dit moet lyk? Is ons doelgerig en doelbewus besig om dit in ons eie lewens, in ons kinders en ons kleinkinders se lewens te vestig? Hulle te help onthou, hulle te help vorm, sodat hulle uiteindelik saam met God hulle lewenspad stap. Is ons voorbeeld vir hulle sodat hulle uit ons lewe uit kan leer, hoe stap ek die pad saam met God? Amen. Here, ons het vanoggend nou al verskeie kere gesê dat U ons eerste gekies het, dat U die inisiatief geneem het, Here, in ons lewens ingeklim het, en die hand vir ons uitgehou het en ons genooi het om saam met U te stap. En dankie daarvoor, Here, want as dit van ons afgehang het, sou dit so anders gelyk het en gewees het. Dankie dat U ons nooi en ons kies ten spyte van ons foute, ten spyte daarvan dat ons nie perfek is nie, dat ons nie altyd die regte ding doen nie. Maar dankie, Here, dat U ons bly kies. En wil U ons help, Here, om elke dag terug te kies, om U hand te vat en saam met U te stap. Om elke dag te kies, Here, vir U waarheid, vir U liefde, vir U genade. Ons elke dag sal kies, Here, teen die wêreld, se leuns, se verdraaide beginsels. Here, mag ons elkeen wat hier sit, vanoggend net opnuut bewus wees van U groot verbondsliefde vir ons. Dat ons in daardie verbond staan, dat ons veilig is daarin, Here, en dat niks dit ooit kan verander nie, dat U ons nooit sal los nie. Wil U hierdie waarheid vir ons kom vestig vandag. Here, dankie vir die voorreg om as gemeente dit saam te kan vier. Om na die kindertjies te kyk wat hier voor was vanoggend en te weet, Here, dat U hulle so lief het en dat daardie waarheid vir elkeen van ons vanoggend die waarheid is. Lei ons, Here, in hierdie waarheid, lei ons om elke dag dit te kies en daarop gefokus te wees en dit te onthou en so naby U te kan leef. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.